So die vraag wat my gevra is, kan ons sê dat God tug en kan ons die woord kastei gebruik in as Christen? So dit gaan nou hier oor God se kinders, en kan ons sê God tug ons nog en kan ons die woord kastei gebruik? Nou ek wil begin met Psalm 103. Psalm 103 vers 1 en 2 sê, hy, dis nou God, handel nie met ons volgens ons oortredinge nie, vir ons sonde nie, en vergeld ons nie volgens ons oortredinge nie. En dan so 'n bietjie verder sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortreding van ons. So dit is, dink ek, God se hart vir ons as Christene is daar. Is so 'n venstertjie oor hoe God met ons wandel. En dit gaan ten diepste, dink ek, gaan dit oor, gaan ons hemel toe of nie, gaan ons by hom wees of nie, en so hy kyk na ons, deur die kruis, hy kyk na ons, en hy kyk na genade, en liefde, met ons, maar, wanneer ons aanlees, en ander tekste in die Bybel kyk, dan sien ons, dat God wel ons roep, tot heiligheid, en, so mooi wat R.C. Sproul altyd sê, of gesê het, hy is nou dood, is dat ons 'n lewe moet leef, wat wys ons is waardig, van die genade wat God vir ons gegee het, en dat God ons roep tot heiligheid, tot 'n lewe wat daai waardigheid wys, en as ons dit nie doen nie, dan tug God ons wel. Ons lees Hebreërs 12 vers 6 en 7, Openbaring 3 vers 9, sê God, hy tugtig die wat hy lief het. God sê dit. So as hy jou lief het, gaan hy dinge doen en sê, en laat gebeur, om jou op te roep tot heiligheid, om jou terug te bring op die baan, terug te bring waar jy wil hê. So God tug die wat hy lief het, hy sê dit, Hebreërs 12 vers 6 en 7, en Openbaring 3 vers 19, maar hy verwag ook van ons as Christene, om mekaar op te skerp. As Matteus 18 is die klassieke ene, 18 vers 15 tot 17, wat ons oproep om mense mee te gesels, en mense mee te praat, en as hulle sonde doen, en as hulle volhard in die sonde, is daar seker goed wat moet gebeur. Paulus sê dit in Timoteus en Titus, ons lees in Handelinge daarvan, hoe ouens mekaar skerp berisp het. Paulus self het vir Petrus gesê, luister, jy is 'n geveinsde, so ons kan nie net mekaar uitlos nie, ons mekaar oproep tot heiligheid. En dan so ook, 2 Timoteus 3, vers 16 en 17 sê, ons moet die hele woord is ingegee, om tot weerlegging, berisping, mekaar op te bring tot die heiligheid, tot die goeie lewe. So dis wat God verwag van ons, hy verwag 'n goeie lewe, en kan ons sê, God kastei, hang wat jy daarmee bedoel, hy gaan ons nie los om te maak wat ons wil nie, hy is lief vir ons, en daarom gaan hy ons tug, want hy het ons lief. Hebreërs 12, Openbaring 3, ons mekaar tug, hy gee die ouderlinge die taak om dit te doen. Hy gaan verantwoordelikheid vra van die ouderlinge wat dit nie gedoen het nie. Hy sê ons mekaar onderrig van die woord uit. So dis in kort. Ek hoop dit antwoord jou vraag, maar hy handel met sy kinders anders. Dit gaan nie tot die dood toe lei nie, hy het ons klaar gestraf in Christus, en aan die kruis, maar hy wil hê ons moet heilig wees, want hy is heilig, Hebreërs 11. So hy roep ons op om 'n lewe te leef wat waardig is ons redding.